was ek goeiemôre. Het is my voorreg om julle te verwelkom by 'n hartseer en 'n blye geleentheid waar ons afskeid neem van my skoonma, eintlik my eie ma. Sy was langer my ma as wat my ma was. Baie dankie vir elke keer wat jy is. Het is great om julle in die oë te kan kyk en te kan sien wat se tipe liefde en waardering sy gehad het. Om die mense met die hande geskit het en kontak gemaak het. So, ek hoop in weer 'n gedeelte te lees wat ingepas het by die tema. Het is nogal interessant dat een van die briewe wat geskryf is, of eintlik 'n gedig wat een van haar kleinseuns geskryf het presies ingepas by dit wat ons gesê het, en alles te gaan oor hande. So was iemand gewees wat vlytig was, hard gewerk het, haar hande gebruik het, haar hande opgebruik het. Almal wat haar geken het, om by die pyn in die einde en al die reumatiek, maar haar hande het nooit verkeerd gestaan om enigiets te doen. Dit is absoluut 'n voorreg gewees. So hierdie gedeelte praat spesifiek daarvan, en ek het toe ek vir Benel genoem met die aand toe sy gesterf het, sy het nog nooit gehoor dat hierdie gedeelte in die Bybel is. En dit staan in Openbaring 14. En die konteks is dat die engele kondig die oordeel aan wat gaan kom, en dan sê dit hierdie woorde, en ek het 'n stem uit die hemel aan my hoor sê, skryf, geseënd is die wat vanaf van die Here sterf. Ja, sê die Gees, dat is al rus van hulle arbeid en hulle werk sal hulle volg. En ek dink dis so waarvan haar sy was 'n persoon gewees wat, as jy by 'n plek aangekom het, sou jy nooit gesien het dat sy die middelpunt van aandag was nie. Maar sy was altyd die sement gewees. So sy was altyd die sement gewees, sy was altyd daar gewees, sy was altyd in die agtergrond gewees, sy het altyd gelag, altyd gehelp, altyd daar gewees. En dit was absoluut fenomenaal om haar te ken as persoon. En nou, kom ons maak ons so toe. Hemelse Vader, baie dankie vir U wonderlike genade en goedheid in U. Here, vandag kom vier ons se lewe. Here, 'n lewe wat diep spore getrap het in baie mense se lewens, wat hulle so kosbaar was. Meer en alles hierdie oomblik hartseer en pynlik en ons afskeid neem, weet ons Here dat daar wonderlike troos is in U woord en in U teenwoordigheid, in U nabyheid, in U Heilige Gees se werking in ons lewens en in ons harte en in ons lewens. Here, ons wil nou bid dat daar die vertroosting van die Heilige Gees, dat U sal kom, Here, en ons sal kom bedien met U troos, met U vrede, die vrede van Jesus Christus. Here, en ek dink ook terselfdertyd kan ons onsself verbly in die wete dat maar U geken het. Dat hierdie vrou die getuienis gehad het dat Jesus Christus haar verlosser was. Here, dis vir ons ook 'n wonderlike getuienis ook vir ons, as ons kyk hoe sy lewe aangepak het en dit wat hy gedoen het. Nou wil ons bid, Vader, dat U sal kom en die res van hierdie verrigtinge sal kom onderneem. Here, dat U ons harte sal kom vertroos, dat U ons 'n vooruitsig sal gee van die groot hoop wat daar is in Jesus Christus. Ons eer U en ons prys U in Jesus se naam. Amen. And this is eternal life, that they know You, the only true God, and Jesus Christ whom You have sent. This is not the God I've heard about,
This is the God I've walked with, talked with, the God I truly know. They ask me, how can you be certain that God is really who He says? I smiled and said, let me tell you about the God who's changed my ways. When my world fell apart around me, when the darkness closed me in, He was there in ways I'd never known. My Savior and my closest friend. This isn't just a story someone told. This is the God my heart has come to know. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge, where hearts are healed and Christ revealed. This is the God I know. I've seen Him turn my tears to dancing. I felt His arms when I fell down. I've heard Him whisper in my midnight, my child, you'll never be alone. He knows my name, He knows my story, every scar and every fear, and still He calls me His beloved and draws me ever near. This isn't just a story someone told. This is the God my heart has come to know. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge, where hearts are healed and Christ revealed. This is the God I know. Elohei Shiadati, my God that I have known. Tzaddik v'kadosh, righteous and holy. Ne'eman ve'emet, faithful and true. Migdal Ozli, my tower of strength. El Shaddai, Almighty God, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Adonai Tzidkenu, the Lord our righteousness. Yeshua HaMashiach,
God I know, the God I know. Dis hy. Ons dit geluister, kan ons eintlik maar huis toe gaan. Ja, shit. Meneer, ons moet nou Romeine 8 toe gaan. Ek sê dit van een van die treffendste gedeeltes in die Bybel. En dit praat van ons wonderlike triomftog wat ons in Jesus Christus het. Die Bybel is baie duidelik dat hy wat in Jesus Christus is 'n nuwe mens. Die ou het verbygegaan, die nuwe het gekom. 2 Korintiërs 5:17 maak hierdie stelling. En dit was 'n baar vermaak geweest. Dit enorm in 'n sekere mate is dit, alhoewel dit hartseer is, dit vir my vandag 'n celebration. Terwyl ons daar rondom die wet gestaan het en gesien het hoe sy besig is om af te sterf oor 'n tydperk van 'n week. Maar is daar tye geweest wat ons totsiens gesê het, en tye geweest wat ons gesê het, maar kan maar gaan. Alles is reg. Ons is alright. Ons weet. En weet jy wat, en dit is die wonderlike boodskap, is dit, dat alhoewel ons totsiens sê nou, is dit nie vaarwel nie. Dis net tydig, totsiens. En daar gaan 'n dag kom, dat ons daar weer gaan sien. Hoekom? Want Jesus Christus is ons hoop. Hierdie gedeelte sê, wat sal ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar, maar hom vir ons almal oorgegee. Hoe sal hy saam met ons ook alles genadiglik in ons skenk nie? Wie kan 'n beskuldiging inbring, die verkorenes van God? Dit is God self wat hulle regverdig maak. En dan vers 35, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid, vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard, soos geskryf is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander ding ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Wat is die wonderlike ding? Dis die dag wanneer Jesus Christus kom en jou nuut maak. Dan kom hy en hy doen dit totaal geheel en al. En weet jy wat, hy kom nie net en gee vir jou nuwe lewe nie. Hy kom en bring vir jou hoop en 'n toekoms en 'n verwagting en 'n blydskap en 'n volheid wat net van God kan kom. En weet jy wat, wanneer jy na mense kyk wat Jesus Christus het, dan is dit so ooglopend om dit te sien, want die volheid van God leef in hulle. Hulle is anderste as mense rondom. Weet jy wat, as ek na my skoonmaak kyk, sy het nie altyd maklik gehad nie. Sy het deur moeilike tye gegaan. Maar sy het gedra in die goeie en in die slegte tye. Kon nie gesien het hoe die Here haar gedra het. Weet jy, ek kyk terug oor haar lewe. Ek het haar ontmoet deur my vrou. Obviously. Ek het nou met haar aande gekuier in die koshuis en dan die eerste keer toe ek haar maar sien, ek sê my so kwaai, so sy sê hierdie ou is nie goed van die dokter nie. Maar ek dat jy ken, as iemand met wie jy kon gepraat het, iemand wat jy gesels het, iemand wat die goeie in haar hart gedra het, en jy kon het op haar gesig gesien het. En dan, die glimlagte, die harte wat sy bly gemaak het, haar kleinkinders, ons in ons lief gehad het, onverwaarlik en net vergeet. As ek terugkyk oor haar lewe, dan hierdie gedeelte wat sê, wat kan ons van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Haar gunsteling vers was gewees, wees stil en weet dat ek die Here is. Bedaar en weet dat ek die Here is. Die Here is op die troon. En jy kon dit sien.
Ja, daar is tye gewees wat sy ongelukkig geraak het, sy het van sekere goeders nie gaan, sy het nie van Golgas gehou nie, en sy het nie van Beerde gehou nie, en die laaste paar rukkie wat sy by ons gekuier het, as ons daar in die huis is, en dan kom Gog het jy daar weer gehardloop, en toe sy nog kon, het sy die plakkie gegryp, anders het sy net haar voete opgetel, en so alles moes gedoen gewees het, maar weet jy wat ons kan sien in haar lewe, dat God was vir haar, en weet jy, die Here het haar gedra, en hy sy goed op haar uitgestort, en sy hand was op haar gewees, en het is so wonderlik om te weet, dat die Here haar gedra. Ons kan terugkyk, ons wat ouder is, kan terugkyk oor die lewe, 40 jaar, ongeveer 40 jaar, wat ek kan terugkyk oor my lewe, en kan sien hoe sy dieselfde was, dag vir dag, oor en oor. En tye wat het vir ons moeilik was, hoe sy ons gedra. It's not amazing. Weet jy wat, en dit is waar, Jesus het sy seun vir haar gegee, en dit was haar getuienis geweest. En in hierdie gedeelte, ek dink, wanneer ek praat van, sal hy nie ook al die ander dinge genadiglik vir haar gee nie. Ek vond het baie keer hoe dit is geweest, toe sy haar oë toegemaak het in die hospitaal en die laaste asem uitgeplaas het. En die volgende oomblik haar oë oopgemaak het, en reguit in Jesus oor gekyk het. Weet jy wat ek dink? Dit is vir haar so ontmoeting gewees het, waar alles wat gebeur het, alles wat sy deurgegaan het, alles wat sy gehad het op aarde, in 'n oogwink net vervaag het, en sy die heerlikheid van die groot God gesien het, wat alles en almal vervul, en ook in haar. Dit is absoluut incredible gewees het. En daarom is ek bly, ek is bly vir haar, en ek dink, wat die is bly vir haar, sy het ons vooruitgegaan, sy wag vir ons gaan eendag saam met haar wil wees. Maar weet jy wat, een van die goed wat ek besef, is dat wanneer dood gebeur, en is dit nie die persoon wat doodgaan, wat met die dood gekonfronteer word, maar elke ander persoon, wat daai persoon ook ken. Toe ek 20 jaar oud was, het ek 'n vriend gehad wat in die weermag, 19 jaar oud, as ek 'n vriend gehad in die weermag werkte, ons is met kop en kop opsit, en hy was onmiddellik dood geweest. Ek het daar uitgestap met omtrent niks nie. Ek het anders dan na dood gekyk toe, as wanneer ek nou dood kyk. Dalk is my ouderdom. Die realiteit, dat tyd aanstap, dat die kanse groter word, dat ons afsterf. En weet jy wat, ons het nodig om mekaar goed te verstaan in terme van dood. Ons het nodig om te verstaan dat ten spyte van die moontlikheid van dood, het ons nodig om vrede te hê. Die realiteit dat dood kan plaasvind, maar dat jou lewe veilig in Jesus se hande is. Daar kom troos en hoop en blydskap daarmee. Maar weet jy wat, ek kan eerlik sê, dat as ek moet sterf, dan weet ek, dat Jesus ook vir my wag, soos wat hy vir my gewag het. Is jy reg? Dis die eerste ding, so saam met die Here, en ek praat nie net met, in terme van dat jy 'n belydenis het, maar ken jy God deur Jesus Christus, het hy jou sonde weggeneem en jou vrygemaak. Ek kan nie hierdie gedeelte opgee om vir julle te sê, maak seker, lewe is kosbaar, maar dit is ook fragile. Dit kan net so oorwees. Maar weet jy wat, saam met hierdie, vir ons wat Jesus ken, kom daar 'n besonderse berusting ook vir ons. Elke dag as ons sien, weet jy, die ou mense het, is nogal interessant, dat ons doen begrafnisse baie anders vandag as wat in die oudheid
gebeur het. So in die ou tyd het 'n persoon gesterf en na die familie gekom, die vriende en die hele buurt het gekom, hulle het by die persoon se huis bymekaar gekom, hulle het hom onmiddellik gewas, onmiddellik skoon gemaak, hulle het hom gebalsem, hulle het speserye op hom gesmeer en dan het hom in toeke drooggedraai en hulle het gewoonlik sy kop oopgelos. Dan het die persoon op 'n draagbaar gesit of in 'n kus gesit, water by, en dan het hulle met die persoon deur die strate gestap as hulle 'n Christen was. En dit was eintlik 'n getuienis gewees waar die mense gekom het en gesê, kyk, die persoon is dood, maar hy lewe. En wat hulle gedoen het, en in Rusland op 'n stadium het die mense gegaan en hulle van hoek tot hoek gestap en elke stap as hulle op 'n hoek kom, het hulle gestop om die evangelie te preek en dan weer aangestap. En so het hulle stadig beweeg. Dit was 'n triomftog gewees op pad na die graf toe, 'n triomftog waar hulle aangekondig het, die dood is oorwin. Dit is interessant, dit is presies wat Paulus oorskryf in 1 Korintiërs 15, wanneer hy sê, die dood is oorwin. Weet jy, Jesus Christus aan die kruis gesterf het hy gesterf vir ons sonde, maar hy het ook die dood gevat en het onder sy voete gesit en daarop getrap en het oorwin. En dis hoekom ons kan jubel en kan juig, want die dood is nie meer vir ons 'n verskrikking as jy 'n Christen is. Die dood is amper 'n verwelkoming, want jy gaan nie keer van hierdie lewe na die volgende lewe. Iemand het dit eendag beskryf, hy sê, jy wil hom vra, hoe weet jy dat Jesus vir jou wag? Hy sê, ek weet nie, ek het geen bewys nie, maar weet jy wat weet ek? Ek weet as ek in die middag by die huis kom en my hond wat aan die ander kant van die deur staan, hoor my stem, dan begin hy te blaf en hy begin opgewonde raak en hy waai sy ster, want hy weet sy baas, sy eienaar staan aan hierdie kant en hy gaan nou die deur oopmaak. En dis hoe dit met ons is, as jy 'n kind van die Here is. Vir my was dit so gewees, ek is oortuig daarvan. Hierdie kant van die dood het ons haar liggaam gesien vergaan, maar ek dink haar sterkie het gewaai, as ek dit so kan stel. En in die dood het Jesus die deur opgemaak, en hy het haar ingelaat, en hier die absolute vereniging plaasgevind, waar hy vir haar gesê, well done. Wow, dis amazing. En weet julle wat hierdie gedeelte sluit af, hy sê, wat sal ons van die liefde van Christus skei? Niks nie. Ons word vandag gekonfronteer met die dood. In dit kom die Here en gee vertroosting. Die Bybel sê dat die Heilige Gees is die persoon, die parakleet, die een wat naby ons kom, of langs ons ontstaan, die een wat ons kom bedien met God se goedheid, sy liefde, sy vrede. En die Heilige Gees is vandag hier vir elkeen van ons, om vir ons te sê, moenie vrees nie. Be at ease, I am in control. Ek weet. Een laaste gedagte. Verstaan jy die liefde van God vir jou? Op aarde sien ons ten dele, ons verstaan ten dele, ons doen ten dele, ons val. Maar ek dink na verstaan wat liefde is. Ek weet nie. Die realiteit van die liefde van Christus, die liefde wat God vir ons bewys het in Jesus Christus. Sy het 'n insig in 'n liefde wat so groot is, so oneindig is, so fenomenaal is. Want sy sien die een wat nie liefde doen nie, maar liefde is. En weet jy wat hy kom doen in Jesus Christus vir jou en vir my? Waarom kan ons met sekerheid weet dat daar hoop, troos vir haar is? Meer is dit, want sy sien dit, maar daar is hoop en troos vir ons. Die Bybel sê vir ons in Psalm 34, vers 16 tot 18, hy sê, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Dis my so mooi. As jy vanoggend hier so is, en jy het reeds die Here verstaan. As jy vanoggend hier is en jy is gebroken, die Here weet, en hy verstaan. Weet jy wat die uitnodiging is daar, dat ons vertroosting sal kry. Sy vertroosting is absoluut volmaak en perfek. En miskien beleef jy dit nou nie ten dele, maar eendag sê die Bybel vir ons in Openbaring 21, dat God sal al ons trane afvee. Totaal gering op. Hoekom? Want ons gaan hom sien, en ons moet hom wegwees. Mag jy hele getroos wees, en vertroos wees, in die tyd, spesiaal vir jou toe. Ek weet het is moeilijk. Ek het gesien die week hoe Benel dit gedra, die pyn en die seer, gegaan het in verskillende fases van rou, van blydskap tot kwaad, tot ongelukkig en huil. Verstaan, weet vandag dat die Here julle troos is. En sy volgende. En dit voel miskien nie so nie, maar die Here sal dit doen. En dis ook paar ander Philip, Christine, allemaal van julle. Mag Jesus ons vrede gee, en mag Jesus ons blydskap gee, en die vooruitsig sien na die hereniging. Nie alleen met man, maar met hom self, met Jesus Christus self. Want dit is die belangrikste van alles. Amen. Kom ons maak ons oortoe. Hemelse Vader, Here, ons sê net vir die baie dankie vir die genade en die goedertierenheid. Here, ons sê vir die dankie, Here, vir 'n wonderlike moeder. Ons sê dankie dat ons die voorreg gehad het om dit te kon doen en kon beleef. Here Jesus, nou op bid, Here, dat U sal kom en dat U genadig sal wees by elkeen van ons. Dat U elkeen van ons op pad sal stap en dat ons sal verstaan dat U genadig en groot en barmhartig is, dat U vol liefde is. Here, kom stort U liefde en U barmhartigheid op elkeen van ons. U woord maak het so duidelik, het sê, en God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die loof toe, want U is die Vader wat U oor ons moet verhoor, en die God wat ons in elke omstandigheid moet gee. Dit is U woord, Here. Here, kom wees nou in ons midden, kom wees in ons gesprek, kom wees in ons saamsyn, kom wees in ons hart en in ons gedagtes, en kom vul ons met U oorvloedige goedheid, met U blydskap en U vrede. Ons kom vra dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Nou, ons gaan nou 'n hulpblyk doen en ons gaan 'n lied speel met foto's en dan gaan daar 'n voice note wees, ek weet nie, 'n klankgreep, 'n stemmnota. Okay, dis nie die Afrikaanse woord, ek is meer gewoond in Engelse. Daar gaan 'n stemmnota wees van Tannie Marita wat ma se beste vriendin was. En luister maar daarna, dit is baie mooi om blyk wat sy wil bring.
Ek sal Corrie oneindig baie mis. Ons het mekaar aangevul, ons het mekaar ondersteun, en sy was 'n ware vriendin. En so 'n getroue vriendin is waarlik 'n geskenk uit God se hand. Sy was iemand wat 'n liefdevolle hart gehad het, en sy het altyd net haar beste vir haar naaste gegee. Sy het altyd raad gehad, want sy het dit by God gekry. Sy was altyd daar vir my gewees. Sy was 'n ware geesgenoot. En om 'n geesgenoot as vriendin te hê, is om jou hart in die hart van 'n vriend of 'n vriendin te vind. En dit is wat ek en sy in mekaar gevind het. Ons het van die eerste oomblik af wat ons mekaar ontmoet het ons gegroei in vriendskap, en ons was ware vriendinne. En ek glo, ware vriendskap is eintlik regtig die natuur se meesterstuk. Van al die dinge wat die lewe vol vreugde maak, is die heel grootste vir my om vriendskap te kon beleef. En dit was my voorreg met Corrie. Ek het ware vriendskap met haar beleef. Sy het altyd vir my die regte ding kon sê. Ek kon met enigiets na haar toe gaan. En alles het by haar gebly. Jy het nooit die idee gekry dat sy iets wat jy vir haar vertel sal oordra aan iemand anders nie. Ek dink deur haar vriendskap het God my lewe gevul met lig en my hart met die grootste vreugde en hoop wat 'n mens kan hê op hierdie aarde. Ons het soveel dinge met mekaar bespreek. Selfs nou nadat ek weg was ons gedurig met mekaar in kontak en kon ons met mekaar gesels en met mekaar opbeer. Sy was in pyn feitelik kort nadat ek daar weg is, was sy altyd in pyn gewees. Maar steeds het sy gehoop en het sy geglo. Maar iewers langs haar pad was sy naderhand baie moeg en het sy vir my gesê, ek dink ons bid verkeerd. Ons moet bid dat die Here my kom haal. Nou bid ons dat hy my gesond moet maak. Dit was haar ingesteldheid. En ek glo vas, sy was een van daardie vriende wat die grootste vreugdes wat hierdie wêreld bied, vir my gebied het. En ek het haar waardeer, gerespekteer, en ek glo sy rus in die arms van Jesus, want dit is waar sy sal wees. My grootste vriendin, ek gaan jou baie, baie mis, en ek glo, ek gaan nog baie, baie dinge sonder jou moet ervaar, wat jy nie daar sal wees, om vir my raad te gee nie. Maar ek weet, ek gaan glo, ek gaan ook by jou uitkom, by een of ander tyd. Dankie, ek kan allemaal my werk. Net 'n paar bedankings van ons as Christen familie. Julle, eerst is aan Pine Island Hospital, spesifiek aan Dr. Variala, wat so na gekyk het en al die personeel van hoësorg wat in die laaste ruk was so opgepas het en regtig moet nog kyk het na ons almal by die Rodepoort sentrum vir bejaardes vir die laaste 9 jaar die vriendskap, die ondersteuning en die liefde wat hulle nie net aan ouma, maar ons as familie en gesin betoon het. Dit beteken ongelooflik baie vir ons. En dankie dat hulle hier vandag is. Ek weet dit beteken vir ouma verskriklik baie. Vir Afbok en vir Christo, baie dankie vir al die hulp vandag en die rondryry. Beteken baie vir ons waardeer die ondersteuning. Almal se oproepe, boodskappe, blomme en besoeke by die hospitaal. Die ondersteuning het ons hierdie tyd gedra en het regtig baie vir ons beteken op daal dat dit baie moeilik was. Dit is die ondersteuning wat ons teet uitgebring het.
Ongelukkig is daar te veel name om te noem, maar ons sê dankie vir almal. Aan Gemeente Sonder Grense, baie dankie vir die gebruik van die kerk en fasiliteite, vir Henny en vir Anske. Baie dankie vir die ondersteuning, spesifiek vir vandag, maar ek weet ook vir my ouers beteken dit regtig baie hierdie week ook. Vir Zaldien, baie dankie vir die kos en die eetkarre wat voorberei is en wat bygedra is. Ons waardeer dit verskriklik baie. Spesiale dankie aan Nienke Olivier wat daar agter is. Sy het op ongelooflike poortkennisgewing die wonderlike begrafenisbrief hier bymekaar gesit vir ons. So ons waardeer dit verskriklik baie en dit het ons baie gehelp. En baie dankie aan almal wat hier is vandag. Die ondersteuning wat ons vir ouma kan sien en kan sien hoe baie lewens sy aangeraak het spesifiek. En baie se vir julle beteken het, maar vir ons ook as familie en gesin. En nou op ons die dag en julle dra ons dit al vir ons af. Baie dankie. En baie dankie aan almal wat aan my ingeskakel het, die wat vandag die kon gemaak het met Boseus. Dankie dat julle ook by ons is vandag. Met dit afhandel is dan net 'n paar reëlings vir julle. So na die tyd gaan ek ons uitlei om totsiens te sê. Na die tyd is jy meer as welkom om by die koffiekamer toe te gaan. Daar sal koffie en tee bedien word en julle sal saam drink. En indien julle iets lekkerder wil hê, soos 'n cappuccino of 'n mocha of iets, ons wonderlike koffieshop café is oop. Baie dankie Theewald en Nienke. En julle is lekker gerus also vir julle bestaan. Net eintlik dit is op eie rekening. Maar as daar enige probleme is, kom asseblief na ons toe en ons sal uitsorteer en help. Dan laaste respek, soos my pa gesê het, ons vanmiddag by Sterkfontein begrafplaas om 3 uur plaasgevind. Ons gaan 2:30 gaan ons op vertrek en iemand wat ons saamkom, is meer as welkom en ons waardeer dit regtig baie. Dankie. Ek gaan nie die laaste 2 items net omkeer. Dis van net vir terwille van die vloei van die diens. So, die begrafnisbrief, wat ons sê, is een begrafnisbrief lees. Was dit toen briewe wat in die agterkant geskryf is van mense, familie. Julle kan dit op die realiteit lees, maar ek gaan die begrafnisbrief self lees. En sê dan, dit is met diepe hartseer dat ons afskeid neem van ons geliefde mama, ouma en vriendin. Sy het haar hemelse tuiste ingegaan op Dinsdag 4 November 2025 om 6:22 namiddag. Haar liefde vir almal om haar, opoffering, loyaliteit en ondrukbare geloof was 'n voorbeeld vir almal wat haar geken het. Ons sal haar onthou as iemand wat altyd eers aan ander mense gedink het en haarself laaste gestel het. Sy was pragtig van binne en van buite en almal sal haar onthou as deftige Corrie. Haar gunsteling vers wat haar altyd deurgedra het, was Psalm 46 vers 11. Dat daarin erken dat ek God is, sy het geweet waar haar krag lê en dit elke dag uitgeleef. Ons is baie dankbaar dat ons hierdie kosbare vrou, ons mamma, ouma en vriendin kon noem. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan vra dat julle staan. Ons gaan met gebed afsluit. Gaan ons buiten te beweeg. Christa was vir ons 'n steunpilaar geweest. Christa, baie dankie vir jou bewerkheid. Dit regtig beyond en weer above te gaan. Mense van opop. Maar so nou gaan ons uitstap en daar gaan blompedale wees wat ons gaan gebruik en as jy wil kan jy dit op die kus gooi en afskeid neem. So kom ons staan en dan na ons gebed het, dan beweeg ons uit. Hemelse Vader, vandag is ons verklaring dat die dood is oorwin. Dood, waar is jou aan? Die dood se mag, of sonde se mag is aan die dood, maar Christus het sonde en dood oorwin. Here, ons jubel en ons juig oor u oorwinning. En dan ons uitstap en ons neem afskeid van die vrou wat ons geken het. Vermoedig ons, dra ons, versterk ons. En daarom kan ek nou bid en vra dat die genade van God die Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here en die nabye
en die gemeenskap van die Heilige Gees wat elkeen van ons sal wees. Here, aan U kom toe al die lof in die hemel en op die aarde, want U is die een wat alles gee, alles bestuur en alles onderhou volgens U wonderbaarlike wil. En ons gee ons nou en onderwerp ons al in die wil van God. Word verheerlik ook in die nagedagtenis van naaste lewe. Deur ons eer en ons prys in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. En laaste van die eerste uit te lig en dan van julle voort asseblief. Baie dankie. Dankie. Julle hoef nie hastig te wees nie, maar kyk.
Dan is nog kans voor een laatste eerbetoon. Hiermee besluit ons gaan die berichtingen afgeven.